Baie dankie pastoor, en môre aan elkeen van julle, en dankie weer eens vir die geleentheid wat ek het om lof en eer aan die Here te bring. Dit is wat ek wil doen, ek geniet dit om vir hom die eer te gee vir dit wat hy in my lewe gedoen het, in ons lewe as gesin en in die wêreld. Ons moet nie so mismoedig lyk nie. Ons moet nie so bedruk lyk nie. Die graf is leeg. Hy het vir ons gesterf, maar hy het opgestaan. As hy dit nie gedoen het nie, weet ek nie wat van ons mens sou geword het nie. Want ons kan nie die lewe deurgaan sonder geloof nie. Ek sing 'n liedjie, Tetelestai. Die betekenis van die woord Tetelestai, dit is volbring. Adonai, U het opgestaan, en Tela, U leef in my. Moenie bekommerd wees nie, die liedjie is nie, gaan nie die hele tyd net oor daardie woorde nie. Maar dit is 'n pragtige liedjie. Daar is vrede by my, met God aan my sy, wie kan wees teen my? Yeshua, die vredevors, die lewende water, kom les my dors. Tetelestai, dit is volbring, Adonai, U het opgestaan. Tetelestai, die graf is leeg, Tela, U leef in my. Daar is blydskap by my, die lewende water, borrel vry in my. Die genade is genoeg vir my, deur kosbare bloed, verlossing ek's vry. Tetelestai, dit is volbring, Adonai, U het opgestaan. Tetelestai, die graf is leeg, Tela, U leef in my. Daar is 'n plek vir my, reeds voorberei, in sy koninkryk. Sy gees kom, oortuig vir my, dat hy my eendag sal kom bevry. Tetelestai, dit is volbring, Adonai, U het opgestaan. Tetelestai, die graf is leeg, Tela, U leef in my. Tela, U leef in my.
graf is leeg, U leef in my. Die Here leef, hy het opgestaan. Dis 'n liedjie van Piet Smit. Piet Smit skryf my baie mooi liedjies na in die hart opreg. Liedjies wat vir jou stil maak. Die Here leef, hy het opgestaan. Hoor jy die engelkore, die Here lewe, hy het opgestaan. Voel jy die hemelvrede, laat ons met lof en eer na hom toe gaan. Die graf is leeg, sien die doeke lê, met vreugde hoor ons weer, die engel sê, julle soek na Jesus, hy is nie hier nie, die verlosser lewe, hy het opgestaan, die Here lewe, hy het opgestaan, deur krag met glorie, deur die graf gegaan, die Here lewe, hy het opgestaan, deur dood na lewe, die weg gebaan. Sien jy die vreugdesviere, waar al sy kinders sy lig laat skyn, en smaak jy oorwinningsvreugde, as die helse magte voor sy lig verdwyn. Want die graf is leeg, sien die doeke lê, met vreugde hoor ons weer, die engel sê, julle soek na Jesus, hy is nie hier nie, die verlosser lewe, hy het opgestaan, die Here lewe, hy het opgestaan, deur krag met glorie, deur die graf gegaan, die Here lewe, hy het opgestaan, deur dood na lewe, die weg gebaan, die Here lewe, hy het opgestaan, die Here lewe, hy het opgestaan, die Here lewe, hy het opgestaan, ons verlosser lewe, hy het opgestaan. Baie dankie. Daar's een ding waar oor ons nooit hoef te twyfel nie. En een ding wat niemand van ons gaan ontduik nie, behalwe met die wegraping. En dis die dood. Die dood wag vir elkeen van ons. En dit kan gebeur net nou, kan gebeur vanaand in jou slaap, kan môre op pad werk toe gebeur, dit kan volgende week gebeur, dit kan volgende maand gebeur. Die realiteit is, die dood wag vir ons almal. Ek sê behalwe, as jy deel gaan wees van die wegraping. En liewe boetie en sussie, die dood is iets wat almal bang maak.
Die dood is iemand waarvoor almal vrees. Die dood is iets wat ons almal hoop, ons gaan sy stap. En ek dink nou maar net die afgelope tyd in ons gemeente. Ek wil so 2-3 jaar terug begin, by 'n oomie wat vir ons baie kosbaar was, juis omdat God so groot wonderwerk vir hom gedoen het. En dit was oom Hannes. En ek weet die impak wat oom Hannes se dood gehad het op ons gemeente. Daarna was dit Teresa, wat almal so lief gehad het. Sy was so 'n pragtige mens. Daarna was dit Salome. Salome vir wat vir ons so kosbaar was, 'n bidder, diep in ons harte ingekruip. Daarna was dit Matthew, sommer nou onlangs. En van ons mis hom nou nog. En toe nou sommer so 'n maand terug, Etienne. En so kan ons aangaan. Mense wat julle van weet, familielede, vriende, wat almal weg is, omdat die dood hulle kom haal het. Ons kan dit nie vermy nie. Daar's geen manier wat ons as mens ooit op 'n plek gaan kom, waar ons gaan sê, ek gaan nie die dood op een of ander manier moet konfronteer, of die dood konfronteer my nie. Maar nou kom Paulus, die van julle wat julle Bybels het, asseblief blaai saam met my, en ek wil weer vra, u sal onthou toe ek begin het met my komputer, het ek vir julle gesê, ek wil dit eintlik nie graag doen nie, want 'n mens raak bederf deur daai skreen. En dan bring jy nie meer jou Bybel kerk toe nie. Ek sien, my sussie het sommer hier 'n Bybel by haar wat mooi toegedraai is, 'n splinternuwe Bybel. En ek hoop dat julle nog julle Bybels lief het, dat julle Bybels nog by julle hou waar dit kan. Dit is 'n voorreg om dit te kan doen. En dit maak dit lekker maklik. Maar op die einde van die dag is bly dit kosbaar om jou Bybel byderhand te hê. Nou my Bybel het ek nou maar sommer hier op die komputer. En ek wil saam met julle lees 1 Korintiërs 15 vanaf vers 4. 1 Korintiërs 15 is gewoonlik die gedeelte waaruit daar gewoonlik gelees word wanneer iemand ter aarde bestel word. 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 begin Paulus vers 1 en hy praat met die gemeente en ek gaan so 'n paar verse uithaal, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Hy praat met die gemeente en hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, die goeie boodskap. En vir baie mense is die goeie boodskap, en dit is die kruisiging, goeie Vrydag, wedergeboorte, redding, dooping met die Heilige Gees, en alles wat daarmee saamgaan. Dit sien mense as die evangelie. En dis reg, maar luister wat sê Paulus. Hy sê, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het. Dis asof hy sê, ek herhaal maar net wat ek al so baie vir julle gesê het. Wat julle ook aangeneem het, en jy moet dit aanneem om 'n kind van God te word, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Paulus kom en hy sê, ek gee vir julle die evangelie, wat eintlik julle hele lewe behels, en oorheers, en vervul, en onderskryf. Die evangelie, die goeie boodskap van Jesus Christus, draak aan julle oor, herhaal ek aan julle, sodat julle dit kan onthou, en kan herinner, en daarvolgens kan lewe, en dit kan glo, sodat julle gered kan word. Dan gaan hy verder, hy sê, want, in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Julle weet, Paulus was 3 jaar in die Arabiese woestyn nadat hy geroep is en God met hom op die Damaskuspad gepraat het. En vir 3 jaar was hy in afsondering en in daai 3 jaar het hy Jesus persoonlik ontmoet. Jesus het aan hom verskyn. En dan kom en hy sê, Jesus het aan hom dinge oorgelewer wat hy van Christus ontvang het. 'n ander plek waar hy dit sê is in 1 Korintiërs 11, waar hy vir ons die nagmaal gee. Hier kom hy weer. Ek lewer dit aan julle oor wat ek ook ontvang het. Dat Christus vir ons sonde gesterf het, goeie Vrydag, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en vir 3 dae was hy in die graf, en
dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Die evangelie gaan nie net oor die kruis nie. Alhoewel Paulus sê, ek wil niks anders weet onder julle as die kruis nie. Maar dis nie die volle boodskap nie. Die volle boodskap gaan nie net daaroor dat Jesus gekruisig is nie, dat hy gesterf het, dat hy vir ons sonde betaal het nie. Nee, die evangelie sluit in, hy het opgestaan. Die goeie boodskap sluit in, dat hy lewe. Dis deel van die goeie boodskap. Dis waaroor die kerk moet getuig. En jy sal onthou verlede week se boodskap, dat ons ook in die laaste dae as kerk en as getuies van Christus Jesus moet getuig. Jesus het gesterf, ja, maar die kruis is leeg, want hy was in 'n graf, ja, maar die graf is ook leeg, want hy het opgestaan. Islam glo in Mohammed, maar daar's 'n graf waar hy lê. Boeddhisme glo in Boeddha, maar daar's 'n graf waarin hy lê. Die Hindoes het hulle afgode, 3 miljoen van hulle. En die lewendiges, die profete van hulle, het almal grafte, waar hulle almal nog steeds lê. Maar jy en ek, het een God, wat homself openbaar as die Vader, as die Seun en die Heilige Gees. En die Vader wat besluit het om Jesus Christus te stuur na jou en my, om vir jou en vir my te kom sterwe en die prys te betaal. Op Goeie Vrydag herdenk ons dit. Maar hy het hom ook gestuur sodat hy kon opstaan en kon oorwin. En dis my boodskap, my tema vir vanmôre, dood en oorwinning. Die volle evangelie eindig nie by die dood nie. Die volle evangelie, die volle goeie boodskap beteken ons lewe. En ons moet lewe, want Jesus lewe. Dis volbring. Die boodskap van die hemel is nie volbring net aan die kruis nie. Die boodskap van die hemel is volbring toe Jesus opstaan. Daarom is opstanding Sondag net so belangrik soos Goeie Vrydag. Want ons herdenk dat Jesus vir ons opgewek is. Jesus sê vir sy disippels, ek het mag om my lewe neer te lê. Ek wat die lewe is, die weg, die waarheid en die lewe. Ek het die mag om my lewe neer te lê, maar ek het ook die mag om dit weer op te neem. En na 3 dae in die graf, neem Jesus sy lewe weer op. En hy staan op, en hy stap uit die graf uit, as die lewende Christus. Die opgestaande Here, die koning van die konings, wat vandag nog lewe, en wat gaan terugkom as die koning van die leerskare, en saam met hom gaan hulle kom wat reeds oorlede is, en hulle wat ons vooruit gegaan het, en hulle wat weggeraap gaan word. Hy gaan met hulle saam terugkom op die wolke, en die wat agtergebly het, gaan hy dan kom haal, om saam met hom te wees, en saam met hom bruilof te vier, saam met hom te heers. En boetie en sissie, dis vir my vanmôre so belangrik, dat ons vir mekaar sal sê, my verlosser lewe. En dit was vir my so pragtig, daai liedjie wat hy gesing het, Tetelestai, dis volbring, God het sy prys, sy plan uitgevoer, die plan wat begin het in Genesis, wat hy reg deur die woord van God, reg deur die bestaan van Israel, deur al die konings en die profete en die priesters, en deur dit alles, het hy die plan volvoer, het hy opgestaan, en hy lewe. Nou kom Paulus en sê in Korintiërs 15 vers 13, sê hy, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Boetie en sussie, ek wil vanmôre jou challenge, as ek die Engelse woord kan gebruik, jou uitdaag. Soek daarna om te leef soos 'n mens
wat weet sy verlosser leef. Ek het gehou van hoe André begin het. Ons mag nie hier sit met suurgesigte nie. Ons mag nie hier sit met moedeloosheid en stryd in ons lewe nie. Ons weet ons is mense, ons is blootgestel in 'n gebroke wêreld. Maar in ons harte, in ons gees, moet daar 'n opgewondenheid wees. Moet daar 'n vreugde wees. Moet daar 'n blydskap wees. Daar moet 'n huppel in jou stap wees. Want Christus het opgestaan. En as jy dit nie glo nie, dan sê Paulus, hoef jy nie meer kerk toe te gaan nie. Kan jy maar ophou jou Bybel lees? Kan jy ophou bid? Kan jy ophou sê jy is 'n Christen? Want dan is jou godsdiens leeg. As jy vanmôre glo, hy het opgestaan, en jy die getuienis daarvan deur die Heilige Gees in jou hart, en jy het hom aangeneem in geloof, jy het die goeie boodskap, die evangelie aangegryp, wat sy het gesterwe, maar hy het ook opgestaan, dan moet jy vanmôre 'n blydskap in jou gees hê. Dan moet daar vanmôre 'n lied in jou hart wees. Dan moet jy kan uitroep, ek weet, dat ek weet, hy lewe, want hy leef in my hart. Dan moet jy 'n pad stap met Jesus. Dan moet jy wees soos daai 2 Emmausgangers, wat toe hulle oë oopgaan, hulle besef wie met hulle is. Toe sê die een vir die ander een, het ons harte nie brandende geword nie. Die opgestaande Jesus moet jou opgewonde maak. Die opgestaande Jesus moet jou lewe betekenis gee. Want as hy opgestaan het, dan sê hy, ek is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Hy het nie vandag van jou vergeet nie. Hy het nie toe jy in daai krisis beland het van jou vergeet nie. Hy het nie toe die mense jou aangeval het jou vergeet nie. Nee, hy is deur dit alles met jou, want hy het opgestaan, en hy beloof hy is met jou, en hy het vir ons sy gees gegee, want dit is ons tot ons voordeel, dat hy sy gees vir ons gegee het, sodat hy deur sy gees binne in ons kan woon. Dit maak hierdie naweek, wat ons herdenk, 'n werklikheid. Nie net 'n leë kruis nie, nie net 'n leë graf nie, maar die wete, my verlosser lewe. Hy's 'n werklikheid. Dan gaan Paulus verder, 1 Korintiërs 15 vers 54, en hy sê, wanneer hierdie verganklikheid, dan praat hy van ons liggame, met onverganklikheid bekleed word, dis wanneer ons verheerlik gaan word, het sy as weggevoer word, of wanneer Jesus terugkom om ons te kom haal. Dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Die dood is verslind, hoor dit vanmôre. Paulus sê mense, die dood is opgeëet. Die dood is iets wat nie meer 'n invloed op ons behoort te hê nie. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, dan vra jy die vraag, hy vra dood, waar is jou angel? Want as jy in Christus is, dan vrees jy nie meer die dood nie, want die dood word 'n deurgang na 'n beter lewe. Dan is jy meer bekommerd oor die dood nie. Ja, ons is hartseer as ons iemand verloor. Ja, ons is mense wat emosionele ervarings en belewennisse het wanneer dit by die dood kom. En vra maar vir die wat die afgelope tyd deurgegaan het, dis nie 'n maklike pad om te stap nie. Die dood was nog nooit lekker nie. Maar prys God, omdat my verlosser lewe, is die angel van die dood getrek. Dit is amper soos 'n by. As 'n by jou steek en hy ankel breek af, dan gaan hy by sterf. En Jesus het gekom en die duiwel het hom probeer steek deur hom aan 'n kruis vas te spyker, maar hy het vergeet dat Jesus is die God van lewe.
En toe Jesus opstaan, toe trek hy die buise angel. En hy sê, duiwel, nou, jou dood is nog daar, maar ek het jou angel getrek. Jy het nie meer 'n angel nie. Die dood is nie meer 'n verskrikking nie. Dis 'n wonderlike geleentheid om by jou God te kan uitkom. Die dood is verslant. Daarom dood, waarom is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Nou, ek wil nou nie daaroor, dis 'n hele preek op sy eie, maar baie mense vra my nou nog dit, en ek verstaan dit is baie keer verwarrend. Maar as kind van God, gaan ons nie meer dood en gaan slaap, wat mense daarvan sien nie. Jesus sê vir die man aan sy linker of regterkant, hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'n Kind van God wat vandag sterf, gaan nie meer doodryk toe nie. Ons gaan na Jesus toe. Ja, daar was so, maar ek wil nie nou daaroor praat nie, dit is 'n Ou Testamentiese begrip. Maar die realiteit, as kind van God vandag, is die dood nie meer vir ons 'n verskrikking nie, dis vir ons 'n deurgang na die skoot van Jesus. Dis 'n deurgang om saam met Jesus te wees. En daarom hoef ons nie meer bang te wees vir die dood of die doodryk nie. Jesus het neergedaal ter helle, sê die wat is dit, Heidelbergse katekismus. En Jesus self sê, ek gaan om die sleutels van die doodryk te vat. En toe Jesus daar die sleutels neem, en hy oorwin die dood, en hy staan op uit die graf, toe die dood geen mag meer oor die kind van God nie. En al wat nou gebeur, die dood is soos 'n by wat rondvlieg, sonder 'n angel. En daar gaan 'n dag kom, wanneer hy by gaan doodgaan. Dan gaan Paulus verder, en hy sê, die angel van die dood is die sonde. Maar Jesus het die sonde oorwin, halleluja. Die sonde is onder sy voete gestel, halleluja. Jesus is die koning van die konings, en hy neem jou sonde weg deur sy kosbare bloed. As jy jou sonde bely, en dit oorgee vir Jesus, dan verwyder hy dit so ver soos die ooste van die weste, en so diep soos die diepste see. En hy dink nooit weer daaroor nie, want die sonde het geen angel meer nie. Want Jesus het die angel getrek. Hy het oorwin. Die angel van die dood is die sonde. Die krag van die sonde is die wet, maar ons is nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade. Want Christus het ons kom vrymaak. Daarom eindig Paulus hierdie gedeelte met daardie laaste woorde. Maar God, sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. En nou my vraag, terug na Vrydagoggend toe. As ons oorwinnaars van Christus is, dan behoort ons vanmôre almal palmtakke te swaai. As ons oorwinnaars saam met Christus is, dan behoort ons almal vanmôre te jubel en te juig en lofliedere te sing, want ons is oorwinnaars deur Christus. Hy het die prys betaal, hy het die oorwinning behaal, hy het opgestaan, sy graf is leeg, maar hy sê, as jy in my glo, dan sal jy ook lewe en nie sterwe nie. Kan ek vanmôre vir jou vra, wat beteken hierdie Sondagmôre vir jou? En dit gaan nie oor die dag van die week nie. Dit gaan oor daardie herdenking, daardie bewusword, soos wat Paulus sê, ek wil dit net weer 'n slag aan julle oordra. Net daai bewustheid vanmôre, ek is nie verlore nie. Ek is nie op pad hel toe nie. Ek is nie op pad om veroordeel te word nie, want Paulus sê in Romeine, daar's geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Dan moet jy vanmôre 'n palmtak pluk en begin dans en jubel en juig, want jy saam met Christus meer as 'n oorwinnaar oor die dood en oor die hel. Dis waaroor hierdie dag gaan.
En daarom kom 1 Korintiërs 15 vers 26. En Paulus kom en hy sê, ons het eintlik nog net een vyand. Nie die duiwel nie. Jesus het hom klaar gewen. Ons vyand is nie sonde nie, Jesus het dit klaar oorwin. Ons het nog net een vyand. En dit is hierdie dood wat vir ons elkeen wag. Maar hy sê, daardie vyand sal ook finaal vernietig word. Sy angels klaar getrek. Maar daar gaan 'n dag kom wanneer Jesus gaan kom op die wolke en dan gaan daar nooit weer dood wees nie. En dis die verskrikking vir hulle wat hel toe gaan. Hulle gaan nie eers meer uitsien na 'n dood nie. Dis die verskrikking daarvan. Hulle gaan ook ewig lewe, maar in 'n verskriklike, ewige verdoemenis. Daar gaan nie meer dood wees nie, want God het die dood oorwin. En eendag gaan die dood finaal vernietig word. Die laaste vyand. Daarom het jy en ek vanmôre rede om God te aanbid. Daarom het ons rede om te jubel en te juig. Die dood is nie meer vir my 'n verskrikking nie. Nee, ek kyk op na Christus wat my lewe is. Wat in my is en saam met my lewe en vir my sê ek sal nooit weer sterwe nie. Daarom kan ek hierdie volgende versie so mooi verstaan. En ek het hierdie versie vir Trudy gegee by Matthew se begrafnis. En ek het hierdie selfde versie vir Barbara gegee by Etienne se begrafnis. Psalm 23. Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil. Want die dood is nie meer 'n verskrikking nie. Is nie meer bang vir die duiwel met sy triks nie. Nee, al loop ek deur die dal van doodskaduwee. I will fear no evil. For you are with me. Die lewende Christus is by my, saam met my, in my deur sy gees. Ek is meer as 'n oorwinnaar oor die dood. And your rod and your staff, they comfort me. Die vertrooster van die Heilige Gees is met my in elke situasie. Al stap ek deur die vuur, al gaan sit ek in 'n tronk, al gebeur wat met my, al is daar mense wat my doodmaak, al roep hulle uit, kruisig hom, het ek niks te vrees nie. Want Jesus leef. Hy het oorwin. Hy het die dood oorwin. En hy sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Boetie en sussie, ek hoop dat jy vanmôre saam kan jubel en juig en kan uitroep, tetelestai, dis volbring. Die ou lewe het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. My hart van klip is weggeneem en ek het 'n hart van vlees, nog beter. Ek het 'n hart gevul met die Heilige Gees. Ek is nie bang vir die dood nie. Teendeel. Ek wens ek kan daar deurgaan, dat ek net aan die ander kant kan kom en hulle kan sien wat my vooruit gegaan het. Ek hoop vir daai dag. Of ek hoop vir daai dag, want die wolke gaan skeur en Jesus gaan kom om my te kom haal, omdat ek gereed was om die lewende, vrese Christus wat oorwin het, te ontmoet. Wat 'n dag gaan dit wees. Gisteraand was daar, daarmee sluit ek af, gisteraand was daar op een van die televisieprogramme, was daar 'n program waar het onder andere op 'n stadium gegaan het oor die Arabiere wat verskriklik lief is vir hulle perde.
Perde is soort van 'n deel van hulle kultuur. En hulle wys hoe dat daardie Arabiere op hulle perde aangery kom. En die man wat voorgery het, was op 'n spierwit perd. Maar jy hoef nie met daai perd sien, hoor jy ken mos daai perde wat so trots is, daai manier wat hulle so kap en stap en galop. Net daai, jy kan sien hierdie is 'n volbloed perd. Van die bestes wat jy kan kry. Toe ek daai man so op daai perd sien aangery kom, toe sien ek in my gees my verlosser op die wit perd, wanneer hy wolke gaan skeer. My Jesus lewe. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. Kom ons bid, buig ons hoofde.